Ja, so hulle vra daarso, skryf vergelykings vir die ionisasie van swaalsuur, ammoniak en waterstofkloriedgas. Nou, voor ons daarby uitkom, is dit belangrik dat jy eers net die verskil verstaan tussen dissosiasie en ionisasie. So ek gaan nou begin met die swaalsuur, maar ek wil jou eers net wys wat gebeur. So as ons H2SO4 in water sit, dan gaan hy in die eerste plek opbreek in twee aparte ione. So hy maak 'n H+ ion in oplossing, twee van hulle, en hy maak 'n enkele sulfaat ion in oplossing. Nou daai stukkie soos wat hy daar staan, is dissosiasie. Wat beteken, dis net opgebreek in aparte ione. Maar nou, dit gebeur binne in water. So nou is daar vry protone wat daar ronddryf, rondom die water. So wat nou gaan gebeur is, daai H+ ion gaan reageer met die water, reg? En dan word die water 'n protonontvanger en dan kry ons 'n H3O+ ion in oplossing. Nou dit beteken, wanneer daar nou 'n nuwe ion vorm wat voorheen nie daar was nie, dan is dit ionisasie. Reg? Maar ons gaan skryf vir die algemeen nie die twee apart van mekaar nie. Ons gaan skryf dit alles as een enkele ding. So ons gaan sê net wat eintlik gebeur het in totaal is H2SO4 het met water verbind om 'n sulfaation te vorm, een van hulle, en die twee protone gaan aan twee waters vasplak om twee hidroniums te maak. En dan is dit die ionisasiereaksie van swaalsuur wat hulle eintlik voorgevra het. Maar dit gebeur eintlik in twee stappe. Daar's eers dissosiasie en dan vind daar ionisasie plaas. Maar ons skryf die algehele vergelyking net so. So gewone ioniese stowwe sal dissosieer en kovalente stowwe, het julle geleer, sal ioniseer. Met ander woorde, dan reageer dit met die oplosmiddel om nuwe ione te vorm wat nie daar was nie. OK? Nou die swaalsuur is ook diproties, want hy skenk twee protone. So iets soos HCl sal net een H kan skenk, of H3PO4 sal 3 H's kan skenk. En dis presies dieselfde met die aantal waters waarmee hy reageer, want elke water kan net een van daai protone ontvang. So omdat ek twee protone kan skenk, het ek twee waters nodig en in die proses gaan ek twee hidroniums kan vorm. OK? Die tweede een wat hulle gevra het, was ammoniakgas. So daarso gaan ons nou sê NH3 reageer met water. Nou ammoniak moet jy weet is 'n sterk basis, wat beteken hy's 'n protonontvanger. So hy word 'n NH4+, hy vat die H van die H2O af, met ander woorde daar bly net OH- ione oor in oplossing. En dan die laaste een was waterstofkloried. So HCl reageer met water. Nou HCl is 'n suurprotonskenker, wat beteken as hy sy H geskenk het, dan bly daar oor Cl-. En waartoe gaan daai H? Na die water toe, en dan word dit 'n H3O+ in oplossing. OK? Nou moet jy ook reaksiepare kan aandui. So jy moet weet dat swaalsuur is 'n suur en water was jou basis. Maar die oomblik as hy daai protone geskenk het, so hy was 'n suur omdat hy protone kon skenk. Maar nou nadat hy hulle geskenk het, is daar amper soos 'n tekort aan protone. Wat beteken hy het 'n gap, hy kan moontlik protone ontvang. En dit maak hom dan 'n gekonjugeerde basis, omdat hy nou protone kan ontvang. Selfde, die water het 'n proton ontvang, hy was 'n basis. Maar nou lyk hy so, H3O+ kan mos nou eintlik 'n ekstra proton afgee. So nou lyk hy soos 'n suur en nou is hy 'n gekonjugeerde suur. So daai suur is gelink aan daai gekonjugeerde basis en daai basis is gelink aan daai gekonjugeerde suur. Dis jou suur-basispaar wat jy gaan aandui. So gekonjugeerd staan altyd aan die regterkant van die pyltjie, né? Die tweede een is ammoniak, ons basis, wat beteken die water tree op as ons suur, NH3 het 'n H geabsorbeer en toe word hy 'n gekonjugeerde suur, want nou lyk dit asof hy 'n H te veel het wat hy eintlik kan afgee. Terwyl die OH- kom van die water af nadat die water sy proton geskenk het, want hy was 'n suur, en nou beteken dit daar's eintlik 'n gaping waar hy nog 'n H kan ontvang, so nou lyk hy soos 'n gekonjugeerde basis. So daai twee is so aan mekaar gelink en daai twee is aan mekaar gelink. So dis jou suur-basispaar. En dan die laaste een is HCl jou suur en water tree dan op as 'n basis. So as hy sy proton geskenk het, dan word hy 'n gekonjugeerde basis
En as die water die proton ontvang het, dan word hy 'n gekonjugeerde suur. Want dit lyk nou asof hy te veel protone het om te skenk, en die sel min lyk asof hy 'n tekort het aan protone, so hy tree op as 'n basis. Of hy lyk soos 'n basis. Dis wat gekonjugeerd beteken. So daai twee is aan mekaar gelink en daai twee is aan mekaar gelink. Dis jou suurbasispaar. So dit was die eerste vraag, is skryf reaksievergelykings om te toon hoe hierdie stowwe vrye ione in water vorm. So dan skryf jy net al drie se ionisasies. En die tweede vraag was, in watter van die reaksies tree water as die suur op? Water is 'n amfoliet. So water kan een van twee kante toe gaan. Hy kan of 'n proton skenk, dan word hy 'n OH-, of hy kan 'n proton bykry, dan word hy H3O+. En dit is hoekom ons hom 'n amfoliet noem. So hy kan protone skenk of opneem afhangend van waarmee hy reageer. So as jy water in teenwoordigheid van 'n suur sit, dan sal hy optree as 'n basis en 'n proton ontvang. As jy water in teenwoordigheid van 'n basis sit, dan sal hy optree as die suur en die proton skenk. So hierdie kant toe, as hy sy proton skenk, dan is hy eintlik die suur gewees. En as hy daai kant toe gaan om 'n H3O+ te word, dan was hy eintlik die basis gewees. So jy gaan kyk net waarmee het hy gereageer. So daarso het hy gereageer met 'n suur, so hy was die basis. Daar het hy reageer met 'n basis, toe tree hy op as die suur. En daar het hy gereageer met 'n suur, so toe tree hy weer op as die basis. So die reaksie waar hy optree as 'n suur, is die reaksie met die ammoniakgas. So die vraag was, dui die suurbasis gekonjugeerde pare in elk van die volgende reaksies aan. So hulle wil net hê jy moet sê watter een is 'n suur en watter een is 'n basis. So jy gaan kyk net na hoe die proton geskuif het. So daar was dit H2O en toe word dit OH-. Wat beteken hy het 'n proton verloor. So hy tree op as jou suur en na die tyd is hy 'n gekonjugeerde basis. En dan as jy gaan kyk na die CO3-2-, dan is hy 'n basis voor die tyd want hy ontvang 'n proton om HCO3- te word. En dan is dit jou gekonjugeerde suur. En dan sal daai jou suurbasispare wees. Die tweede een, H2PO4- word net HPO4-2-. So hy het een van sy protone verloor, so hy is my suur en daai is my gekonjugeerde basis. En dan water het 'n proton ontvang om H3O+ te word, so hy moes 'n basis wees en nou is hy gekonjugeerde suur. So daar is die tweede paar. Dan by die derde een, HCl verlore H om Cl- te word, so hy is jou suur wat verander in 'n gekonjugeerde basis. En dan ammoniak was 'n basis want hy ontvang 'n proton, dan word hy Na4+. So nou lyk hy soos 'n gekonjugeerde suur. So daar is daai paar. En dan die laaste een, H2SO4 word net HSO4. So hy het 'n proton geskenk, so hy is jou suur wat verander in 'n gekonjugeerde basis. En dan die OH- was 'n basis gewees. En nadat hy die proton ontvang het, dan word hy H2O. So daai is jou gekonjugeerde suur. So die vraag is daar, skryf die gekonjugeerde basis van elkeen neer en wat is die gekonjugeerde suur? So as hulle vra vir 'n gekonjugeerde basis, dan beteken dit hierdie stowwe wat hier onder staan moet almal optree as 'n suur. Want net as hy as 'n suur optree en hy skenk sy proton, dan word hy 'n gekonjugeerde basis. Reg? So daai eerste een 3.1 gaan jy net sê as jy HCl vat en jy skenk 'n proton, wat bly oor? Cl-. So daai is die gekonjugeerde basis van hierdie suur. Dan as ons vat HCO3- en ek skenk 'n H, dan bly daar oor CO3-2-. 3.3 as ek vat H2SO3 en ek skenk 'n proton, dan word dit HSO3-. Maar onthou nou, daai kan ook actually nog 'n proton skenk om SO3-2- te word. En dis hoekom ons sê hy is diproties, want hy het 2 stappe of 2 opsies vir die aantal protone wat hy kan skenk. Nou jy hoef net HSO3- te geskryf het, dis fyn. 3.4 as ons CH3COOH vat en ons vat 'n proton weg, ons kan net die laaste een vat, dan word dit 'n CH3COO- ion. En 3.5 H2S is 'n suur, skenk 'n proton, dan bly daar oor HS-. Dan vraag 4.1. Nou verander die vraag net aan die ander kant toe. Hulle vra
wat is die gekonjugeerde suur vir elk van die volgende. Met ander woorde, al die stowwe wat daar staan is veronderstel om basisse te wees. Want net as 'n basis 'n proton ontvang, dan word hy 'n gekonjugeerde suur genoem. So daar is ons eersteens CO3 2- en al wat jy moet doen is gee hom 'n H by en dan word hy HCO3-. En hy kan actually nog 'n H by kry om te word H2CO3. OK? Jy hoef net die eerste een te skryf, dis fyn. Dan vra hulle hierso wat sal met HCO3- gebeur as jy vir hom 'n proton gee, dan word hy anyway H2CO3. 4.3 As jy vir 'n OH- 'n H gaan bygee of 'n proton gaan gee, dan word hy water. 4.4 As jy 'n I- ioon vat en jy gee vir hom 'n proton, dan word hy HI, waterstofjodied. En laastens 4.5 As jy water vat, en onthou hy moet nou optree as 'n basis om 'n gekonjugeerde suur te wees, dit beteken hy moet 'n proton ontvang, dan word hy H3O+. So die linkerkant was al jou basisse wat protone ontvang het, en daai is jou gekonjugeerde sure. Hierso was die linkerkant alles sure, en nadat hy 'n proton geskenk het, dan word daai jou gekonjugeerde basis. So die vraag is daar, watter van die volgende stowwe is amfiproties? Nou dit beteken eintlik watter van hulle is amfoliete. En die definisie van 'n amfoliet, dis 'n stof wat of as 'n suur of as 'n basis kan optree. Met ander woorde, dit moet 'n stof wees wat protone kan ontvang sowel as protone kan skenk, reg? So jy moet net gaan kyk watter van hierdie kan skenk sowel as bykry. So daarso, ons gaan 'n H kan skenk, dan word dit 'n NO3-, maar ek gaan nie 'n H kan bykry nie. Daar is nie iets soos H2NO3 nie. So daarso gaan ek sê hy kan slegs skenk, met ander woorde, hy is nie amfoliet nie. Water kan skenk, dan word hy 'n OH-, of hy kan ontvang, dan word hy H3O+. So ek gaan hierso net vir jou bysit, hy kan OH- word, of hy kan H3O+ word. Dit beteken, hy is 'n amfoliet. HSO4- kan bykry, want dan word hy H2SO4 gebalanseerd, of hy kan skenk, dan word dit SO4 2-. So hy is ook 'n amfoliet. H2CO3 kan net skenk, dan word hy HCO3-, maar hy kan nie ontvang nie. Daar is nie iets soos H3CO3 nie. Met ander woorde, hy is nie 'n amfoliet nie. En dan HCO3-, as ek vir hom een bygee, dan word hy H2CO3, of as ek een wegvat, dan word hy CO3 2-. En dit beteken, hy is 'n amfoliet. So net die stowwe wat kan skenk sowel as opneem, kan as amfiproties beskou word. Jy het twee klein bekers wat onderskeidelik groen koper 2 karbonaat bevat. So dit is Ci2+ wat vassit aan 'n karbonaat, CO3 2-. So dis net gewone CiCO3. En dan het jy swart koper 2 oksied. So dis Ci2+ en oksied is net O2-, so daai gaan wees CiO. Dis die twee stowwe waarmee jy moes werk. Reg? 'n bietjie van elke poeier by twee aparte proefbuise met verdunde swaalsuur. Skryf die reaksievergelyking van die reaksies wat plaasvind. So ons gaan begin met koperkarbonaat. CiCO3 reageer met swaalsuur. Nou hierdie is daai standaard vergelykings wat jy in graad 9 geleer het, nê. 'n metaalkarbonaat plus 'n suur vorm 'n sout. Die sout gaan wees kopersulfaat plus koolstofdioksied plus water. Die tweede een was net koperoksied. 'n metaaloksied plus 'n suur vorm ook 'n sout. So dis ook kopersulfaat, maar hy vorm net water. So dis wat ek daar wou beskryf wat jy in die proefbuise gaan waarneem. So hierso het hulle vir jou gesê dit is groen koperkarbonaat. In swaalsuur maak kopersulfaat. Wat se kleur is kopersulfaat? Blou. En wat gaan die koolstofdioksied doen? Dit gaan borrel. So jy gaan sien dat die oplossing van groen af na blou toe verkleur en dat hy begin borrel. Hierso sê hulle vir jou die koperoksied is swart poeier wat jy ingooi, en dan word dit ook kopersulfaat wat ook blou is
en gewone water. So die oplossing sal van swart af verkleur na blou toe. Okay, so 7.1 sê hulle vir jou magnesiumoksied, dis net gewone MgO, reageer met salpetersuur, salpetersuur is HNO3. Nou, 'n metaaloksied plus 'n suur maak 'n sout. Die sout wat hy gaan maak is MgNO3 2 keer magnesiumnitraat. So dis net daai ioon uitreiling plus water. Ons gaan nou dit balanseer. 7.2 sê natriumkarbonaat is Na2CO3. Na2CO3 plus soutsuur wat HCl is, maak 'n sout, so dit sal wees natriumkloried. En CO3 beteken daar gaan koolstofdioksied en water vorm. Nou gaan ons dit balanseer. En dan 7.3 vra kalsiumhidroksied. So daar het ons CaOH 2 keer. Onthou, hidroksied is 'n -1 lading en kalsium is 'n +2 lading. Plus fosforsuur is H3PO4. Maak 'n sout, so nou net ioon uitreiling gaan wees kalsiumfosfaat. So jy gaan 3 kalsiums kort en 2 fosfate. Moet onthou, fosfaat is PO4 3- en kalsium is +2, so om hulle dieselfde te kry moet ons hulle na 6 toe vat. En dan plus water. Okay, so as jy hulle klaar gebalanseer het, jy sit net 'n 2 voor jou salpetersuur, daar het jy 2 HCl's, vorm 2 NaCl's, want hierdie was 'n Na2 gewees. En dan, hierso het ek begin met die fosfate. So PO4 was al 2 van, so daar moet 'n 2 kom. En daar was 3 kalsiums, so daar moet 'n 3 kom. En dan balanseer jy net al jou H's en O's om te kry dat daar 6 waters moet wees aan die einde.